Vriende, goeiemôre en baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Dit is my heerlik om vir jou welkom te sê vanmôre in Jesus Christus se naam. En kom ons word vanmôre stil rondom die Here se woord om te luister na sy wil vir ons lewe. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees 2 Korintiërs 9 vers 6. Paulus skryf: Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teesin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Broeder en suster, ek en jy moet hulp verleen aan ander gelowiges. En ons moet dit uit die diepte van ons harte doen, omdat ons dit graag wil doen as kinders van die Here. Wanneer jy vir iemand help en dit voel vir jou soos 'n straf, of jy doen dit in teensin, dan is dit nie die regte hartsgesindheid nie. Dit geld ook vir ons offergawe aan die Here. Ons moet 'n dankoffer aan die Here bring, vir alles wat hy vir ons doen en beteken. Maar ons moet dit met die regte hartsgesindheid doen. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, skryf Paulus in ons teks. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Daar is soveel seëninge waarmee die Here ons begenadig elke dag. En wanneer ons daardie seëninge ontvang, moet ons dit ook deel met mense wat regtig in nood is. Maar ons moet ook ons dankoffer aan die Here gee, uit dankbaarheid vir alles wat hy vir ons doen en beteken. Dan moet ons ook vanmôre dink oor hoe ons in God se koninkryk saai. Paulus sê, wie karig saai, sal karig oes. Wie volop saai, sal volop oes. Hoe meer ons in God se koninkryk investeer, hoe groter oes sal ons ontvang. Maar as ons min saai, sal ons min ontvang. Die Here wil graag hê dat ons as sy medewerkers deel van sy oes sal wees. Ons moet volop saai, sodat daar volop geoes kan word vir God in sy koninkryk. Die Here sal dit wat ons saai ook ryklik seën, sodat ons 'n groot oes sal insamel. Hierdie gedeelte van Paulus, wat hy aan die gemeente van Korintiërs skryf, is die wil van die Here van ons lewe. God wil graag hê dat ons mense in nood moet bystaan vanuit die seëninge wat ons uit God se hand ontvang, maar dat ons ook ons dankoffer aan hom moet gee, dat hy 'n blymoedige gewer liefhet, en dat ons nie alles net vir onsself moet hou om dit in selfsug deur te bring nie, maar ons moet uitdeel met 'n blymoedige hart, omdat ons God se kinders is, omdat ons hom liefhet en omdat ons gehoorsaam aan sy woord wil wees. Kom ons gaan oordink ons lewe vanmôre en laat die Here dit vir jou uitwys wie jy moet help en hoeveel jy moet gee, en dat jy ook jou dankoffer aan hom sal bring, sodat sy koninkryk gebou sal word. Kom ons bid saam. Here, U is waarlik goed vir ons. As ons lewe in oënskou neem, is daar soveel seëninge en gawes waarmee U ons begenadig. Ons prys U daarvoor. Here, laat ons ook met blymoedige harte uitdeel aan mense in nood, maar ook ons dankoffer aan U bring wat vir ons waarlik goed is. Dankie Here dat ons soveel seëninge uit U hand kan ontvang. Hierdie nuwe dag lê voor ons, dis ook 'n genadegawe uit U hand. Laat ons ten volle lewe vandag vir U. Laat ons ons oog op U gerig hou. En ons wil vandag lewe volgens U woord. Help ons Here, deur U Heilige Gees om dit te kan doen. Beskerm ons ook in hierdie dag en vul ons met U liefde en vrede. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.